So donderdag het ons hemelvaart gevier. En ons het nagedink aan die dag toe Jesus vir sy disippels finaal totsiens sê. En dat hy finaal vir hulle gesê het, hy het nou gegaan en hy gaan om 'n plek vir hulle te gaan voorberei. En uiteindelik in Lukas net hulle geseën en toe gaan hy op en hulle het na die hemele gestaar. En hulle het geweet wat wag vir hulle. Hulle het geweet wat het hy ons beloof. Hulle het geweet wat is daar in store vir hulle in die toekoms. Maar ons sien in Handelinge het hy vir hulle gesê dat dit is nie vir julle om te weet wanneer nie. So wag maar 'n bietjie. Wag maar 'n bietjie. Gaan terug Jerusalem toe en gaan wag. En ek praat alleenlik met myself vanoggend as ek sê dat wag is 'n moeilike ding. Wag is nie maklik nie. Ek wil nou nie my eie preek vooruitspring nie. Maar kan julle dink, Jesus leer vir 3 jaar lank sy disippels. Vir 3 jaar beweeg hulle saam met hom, loop hulle saam met hom en vir 3 jaar hoor hulle oor en oor en oor die beloftes wat Jesus in store het vir die dag wanneer hy gaan. Hy praat van die helper wat die Vader gaan stuur. Hy sê vir hulle dit gaan vir julle voordelig wees as ek gaan. Hy sê ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek klaar is, gaan ek julle weer kom haal. En ons sien dat hulle opgewonde was. En ons het in Lukas met donderdag se hemelvaart het ons gelees in Lukas dat hulle het met 'n groot blydskap teruggekeer Jerusalem toe. En baie keer kom ek en jy in die woord van God. Veral as ons nou nie in hierdie ding is en ons begin nou eers die woord ontdek en ons begin al hierdie mooi beloftes raak sien. En ons het donderdag ook so 'n bietjie daaroor gepraat en ons raak ook opgewonde. Die Here sê dit gaan met my goed gaan. Die Here sê hy het vir my goeie planne in stoor. Die Here sê alles gaan vir my uitwerk. En dan as dit kom by daai verse waar die Here vir jou sê wag, dan lees jy maar so vinnig oor dit. Want ons wil dit nie sien nie. Wag is nie lekker nie. En ek wil vanoggend met julle praat oor die tydperk wat die disippels gewag het tussen hemelvaart en tussen Pinkster, presies waar ons nou is. In daai tyd moes hulle gewag het vir die beloftes van God. En ons leef in 'n samelewing en in 'n kultuur vandag waar ons nie meer weet hoe om te wag nie. Ons stuur nie meer pos met die duif nie. Ons raak omgekrap en kwaad as WhatsApp vir 2 minute net 1 tiket. Want wat gaan nou weer aan met die syne? As iemand net bietjie lank vat om te antwoord, ouers en kinders, dis nou 'n gesprek. Hoekom vat jy so lank om te antwoord? Waarmee is jy besig? So ek het nog nie die gesprek ondertoe gehad nie, maar ek het hom al van bo af gekry. Dis al hoekom ek weet. En hulle moet wag. En ons sien in Handelinge 1 vers 4 sê Jesus vir hulle en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle 'n bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Weet julle hoe lank het hulle in die bovertrek gewag? Weet julle hoe lank? Julle kan saam preek, julle kan vir my sê. Hoe lank het hulle gewag? 10 dae. So, van nou af, as jy by hemelvaart is, kan jy maar 10 dae vorentoe tel, dan is dit Pinkster. Vir 10 dae wag hulle in die bovertrek. Nou, kom ek vat julle op 'n geestelike, imaginative journey saam met my. As ek, Jacques Roos, 'n disipel was, hoe sou ek gewag het in die bovertrek? So dit sou vir my moeilik wees om 10 dae lank te wag. Regtig baie moeilik. Want ek sou daar aankom saam met die disippels en ons sou opklim by die trappies tot by die bovertrek en ek weet,
Ek weet die Here het gesê hy stuur die belofte, hy stuur die helper, hy het gepraat van die Heilige Gees en dis 'n nuwe ding en ons verstaan dit nie en ek is opgewonde. En dan begin ons bid. En ons begin liedjies sing en dis lekker en ons wag. En dan 30 minute in, dan maak jy een oog oop en jy begin kyk of het iemand anders al iets beleef. Want ek wag nog. En dan 'n uur in, dan sal ek my oë oopmaak en dan moet my oop bid want dalk het ek dit gemis. Ek weet nou nie. Dis nou 2 ure. Dalk moet ek en dan sal ek weer my oë toemaak en dink nee, ek moet net konsentreer. En dan weer een. En dan 4 ure in. En julle ken 'n biduur. 4 ure in. Dan sal ek probeer oogkontak maak met iemand anderste. Om te sien of beleef hulle wat ek beleef, want dis nou al 4 ure. Hoe lank moet ons nog wag? En ek sal vir iemand probeer sê, kry my buite. Jy iets sê. Want ons hou nie van wag nie. Kan jy dink waar sou ons gewees het 2 dae in? As hulle so op hulle knie was, 2 dae in, en iemand hoes, dan skuif ek deur toe. Dan bid ons weer. Sodat ek kan uitglip, want dit is al 2 dae wat ek wag. 2 dae. 4 dae in, stop ek en ek sê, ek gaan vir ons iets gaan kry om te eet. Kan nie nog nie. Die disippels het 10 dae gewag. 10 dae. Getrou voor die Here in aanbidding gewag vir dit wat hy beloof het. En ek en jy gee so vinnig op. Pastoor het gesê bid ure. Uur, enkelvoud. Ja, julle wat lag weet. Ons wil so vinnig opgee as dit kom by wag, want wag is 'n moeilike ding. Dis nie lekker om te wag nie. Maar hoor wat het die disippels gedoen? Ons is nog steeds in Handelinge 1 vers 13 tot 14 en ek wil hê julle moet vanoggend saam lees want hierin lê die geheim oor hoe om getrou vir die Here te wag. Want soms kan 'n wagtydperk lank raak. En die Here wil hê ons moet gehoorsaam wees in die wag. Want dis waar die eintlike toets lê. Die toets is nie wanneer jy die beloning ontvang nie. Die toets is nie wanneer die belofte klaar gekom het nie. Die toets is in die tyd wat jy wag vir die belofte. En die Here wil hê ons moet die toets deurstaan. En sy woord is goed en getrou en dit gee vir ons die maniere oor hoe ons moet wag. Vers 13 van Handelinge 1. Dit sê, en toe hulle daar kom, dis by die boefretrek, gaan hulle na die boefretrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakobus die seun van Alfeus, Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria die moeder van Jesus en sy broers. In hierdie stuk gee die woord van God vir ons. En as ons dit bietjie ontleed, gaan ons sien hoe die woord van God vir ons die wapens gee, die tools gee oor hoe wag ek getrou voor die Here. Amen. Is julle reg om saam met my deur hierdie Bybelteks te loop? So die eerste ding wat vir my uitstaan in hierdie teksgedeelte is in vers 13 wat sê, en toe hulle daar kom, het hulle na die boefretrek gaan hulle na die boefretrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Was nie vir hulle 'n nuwe ding nie. Hulle het nie vandag vir die eerste keer gewag vir iets om te gebeur nie. Ek dink
my vrou en my skoonmaat iewers te gepraat oor die Bybelse tyd, en ek dink hulle het gepraat oor vas, en hulle weet nie ek het afgeluister nie. Maar hulle sê toe, en het my opgeval, daar was nie daai tyd soveel entertainment gewees nie. In die Bybelse tyd kon ek nie my foon uithaal en gou-gou deur Instagram gaan, of Facebook gaan, en maar net gou-gou die tyd laat verbykom nie, net om julle, hierdie is nou net 'n sterretjie, is 'n helpful tip. So ek gaan nie Home Affairs of lisensiekantore toe sonder my foon en oorfone nie. Doen nie. Want om daar in stilte te sit is aaklig. Maar in elk geval, hulle was gewoond om te wag. Hulle was ingeoefen om te wag. Ek en jy is nie meer ingeoefen om te wag nie. En ek kan dit vir julle bewys. Want toe ek net die woorde sê, Home Affairs of lisensiekantore, toe is almal soos, Ons ken nie meer wag nie. Ons is nie gewoond daaraan nie. Maar die disippels was gewoond daaraan. Hulle was gewoond om te wag. Soveel keer dan gaan Jesus alleen teen die berg op om te gaan bid. En dan sommige kere het ons gelees dat die disippels iets anders te gedoen het, maar wat van die kere wat hulle nie iets gehad het om te doen nie? Dan het hulle gewag vir Jesus om terug te kom. Want die disippels, alhoekom hulle gewoond was, is want hulle het Jesus geken. Hulle het by hom geleer. Hulle het geweet dat daar is iets in stoor. Dis die moeite werd om te wag vir hom om terug te kom. Dis die moeite werd om te wag vir sy beloftes, want ons ken hom. En ons is gewoond aan die wag. Maar wanneer ons verse lees soos hierdie wat sê wag, en ons lees die opdragte van God wat sê wag op die Here. Ons vergeet dit so vinnig. Daar kom sekere situasies en dan klop dit so aan jou deur. En as daai situasie aan jou deur klop, weet jy wat gebeur? Jou saligheid vlieg by die agterdeur uit. Want skielik moet ek nou wag. As daai internetliggie so begin flikker. En my Facebook draai net. Dan kan jy slange vang. Ek het iemand geken wat gesê het, hy kan 'n pofadder oop mond soen dan. Want ons kan nie meer wag nie, ons raak kwaad. Maar die Here wil hê ons moet gewoond raak aan wag. Soos die disippels raak gewoond om te wag. Want dis in die wag waar jy soveel meer van die Here leer. Wat jy soveel meer van hom sien. Wat jy soveel meer sy hand sien beweeg. Want die belofte is op die horison. Jy kan dit sien. Jy kan dit ruik. Dis soos as jy by jou ouer huis gaan kuier. Jou ouer huis. En jy kan ruik ma se kos. Maar is nog in die oond. Die belofte is so naby. Dis wanneer ek 'n diep waardering vir Jesus Christus ontwikkel. Wanneer ek in sy volheid kan sien hoe hy besig is om hierdie situasie vir my op te los. Hoor wat sê Psalm 37 vers 7 tot 9. En dis nou die perfekte voorbeeld van wat gebeur wanneer 'n mens wag. Vers 7 sê: Wees stil in die Here en wag geduldig op hom. Moenie die mens beny wat op sy manier floreer of jou verknies oor sy bose planne nie. Moenie kwaad word, laat staan liewer jou woede, moenie ander beny nie, dit lei net op jou nadeel, want die bose mens sal vernietig word, maar die wat op die Here vertrou, sal die land besit. As jy wag op die Here, sal jy die land in besit neem. As jy nie ongeduldig raak en soos die bose mense nou maar jou eie planne maak om te floreer nie. Maar hier's die amper die moeiliker ding. En dan is daar soveel mense wat met hierdie vraag na my toe kom en vir my sê, hoekom gaan dit so goed met mense wat die Here nie dien nie?
Hoekom is ander mense wat die Here nie dien nie so geseën? Ek wil vanoggend vir jou sê, hulle is nie geseën nie. Hulle het maar net toevallige ou slim plannetjie gemaak wat tydelik gaan werk. Moenie seën meet aan aardse besittings nie. Moenie seën meet aan finansies nie. Ek het dit iewers in die week ook gesê, en ek gaan dit weer sê, en berei jou ore voor, want as ek dit sê, skok dit myself nog so bietjie. Maar die Here gee nie om oor jou finansies nie. Hy het nie jou finansies nodig om dit met jou te laat goed gaan nie. Die Here gee nie om oor jou besittings nie. Hy het nie jou besittings nodig om dit met jou te laat goed gaan nie. Hy het jou hart nodig. En hy wil hê jy moet kan wag. Want ons sien soms, dit gaan goed met ander mense. En dit is presies wat hierdie Psalm sê. Hy sê, moenie die mens beny wat op sy manier floreer nie. Moenie ongeduldig raak want dit gaan met ander mense goed nie. Hou jy aan wag en op die Here vertrou. Wag geduldig voor hom. Moenie ingee vir die gevoelings hier binne nie. Want dis wat maak dat ons nie kan wag nie. Is hierdie kolevuur wat hier binne my begin kook. Wanneer ek nou moet wag vir 'n ding. Wanneer ek moet wag, dan raak ek omgekrap. En ek raak kwaad want my tyd is my tyd. Kan ek vir jou 'n ander ding sê? Die Here het nie 'n saak met jou tyd nie. Want op sy tyd sal hy jou seën. En op sy tyd is dit die beste tyd. En al maak dit nie vir jou sin nie, al was die deadline 4 dae terug al. Hy het nog steeds vir Lazarus gesê, staan op, kom uit die graf uit. Wat vir jou finaal lyk, is nie vir die Here finaal nie. So wag geduldig op die Here. Want sien vir dies wat ingee, sien ons in die Psalm, is daar elende. Maar vir die wat wag en op die Here vertrou, is daar land om in besit te neem. Die volgende ding wat ons sien in hierdie stuk saam met die disippels, is dat nie een van hulle het alleen gewag nie. Hulle noem 'n hele lang lys name op en julle kan self deur die name gaan, maar vers 14 sê, hulle almal het eendragtig volhard in die gebed. Hulle almal. Maar ons wat hier sit, ek is my ma se sterkste babietjie, ek kan dit alleen doen. Ons wil so braaf wees. Ek het gister vir die laaste keer, toe dit nou nog so bietjie warm is, my kortbroek en my plakkies aangetrek, en my kort my hempie, en ek het in die son gestaan en gebraai. En my vrou het gesê, ek wil nie 'n man trou, wat ons almal wys hy so braaf nie. Ons wil soms vir die mense wys ons is braaf, ek kan alleen deur hierdie gaan. En as hulle vir jou vra, hoe gaan dit? Nee, onder omstandighede gaan dit goed. Ons wil alleen wag. Want as jy alleen wag, weet jy wat gebeur? Ons wil eintlik alleen wag, want dan sien niemand hoe ongeduldig ek raak nie. Niemand sien dat ek halfpad opgegee het en nou nie meer wil aangaan nie. Is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. God van die heel begin af gesê, so kom hy vir jou 'n maatjie gemaak het. Die Here wil nie hê ons moet alleen deur hierdie goed gaan nie. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê there is strength in numbers. Nou ek wil ook net hierby sê, om alleen in jou binnekamer te bid is nie verkeerd nie. Daar's sekere goed wat jy en die Here alleen moet uitsorteer. En waar jy met die Here alleen moet praat. Maar die Here het ook vir jou 'n gesonde verstand en vriende gegee. En 'n liggaam van Christus wat bestaan uit baie dele. Sodat ons nie alleen deur van hierdie goed moet gaan nie.
Ek weet nie wie van julle het al die Chosen series gekyk nie. Maar Petrus dink ek word so mooi uitgebeeld as 'n vurige jong man. Hy het rooi mure. En kan julle dink as Petrus alleen in die boefretrek moes gewag het? As ek hy was, het ek lankal uitgelê by die venster en probeer kyk, wat gaan nou maar hier in die strate aan? As dit in vandag se tyd was, het ek lankal die TV aangesit en ek sal nou maar ek en die Here en Netflix gaan nou saam wag. Moenie alleen wag nie. Kry vir jou mense wie jy kan vertrou. Kry vir jou vertrouelinge. Deel met hulle en sê, ek wag op die Here vir hierdie. Wag asseblief saam met my. En al moet jy nog 'n WhatsApp groep stig hom. Sodat ons mekaar kan help om te wag. Matteus 18:20 sê, waar 2 of 3 bymekaar kom, is ek immers ook saam met hulle daar. 2 of meer. Daar's 'n groep mense, dis meer as een. Gaan vir julle nog 'n paar verse lees. 1 Korintiërs 12:12. Die menslike liggaam het baie ledemate, maar hierdie baie ledemate vorm almal saam net een liggaam. So is dit ook met Christus se liggaam, meer as een lid. Hebreërs 10:24. Laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Ons is geroep om saam te wees, om 'n groep te wees, om by mekaar te wees, om 'n huissel te wees, om man en vrou te wees, om vriende te wees. Ons is geroep om saam deur hierdie dinge te gaan. Want wanneer ons by mekaar is, kan ons langer uithou. Want wanneer ek swak is, dan trek die res my weer vorentoe. En wanneer ek sien iemand anders is swak, dan gryp ek hom aan die mou en sê kom, ons gaan saam wag. En dis wat die disippels daarbo gedoen het. Want onthou, dit was almal jong latte gewees. Dit was nie ou mans wat geduldig kon sit en wag en gewoon daaraan is om op die sonstoep te sit en te lees nie. Dit was jong ouetjies. Hulle wou gaan. Hulle wou dinge doen. Maar hulle kon mekaar help en sê kom, ons het nog nie die belofte ontvang nie, ons is nog nie daar nie, ons moet nog net 'n bietjie wag. So hou aan wag. En die laaste ding wat ons by hulle sien, is hulle het volhard in die gebed. Hulle het aanhou bid, hulle het nie opgehou bid nie. Vers 14 sê, hulle het almal eendragtig volhard in die gebed en smeking. Hoe jene ek en jy kan plannetjies maak. Ons bid so, Here, ek het hierdie situasie en ek het nodig dat U my so help. Amen. En dis al wat ons bid oor hierdie situasie. Verder maak ek plannetjies. Verder dink ek, ek moet net, as ek met hierdie persoon gaan praat en hy kan dit vir my doen, en ek praat met hierdie persoon en hy kan dit vir my doen, dan gaan hierdie gebeur en ons kan vorentoe gaan. En onmiddellik wag ek lankal nie meer nie. Jy's nou een van die disippels wat, jy sal by die 3de stel trappe af, op pad by die voordeur uit, want hierdie geskenk waarvan Jesus Christus gepraat het, dalk het hulle die adres verkeerd gehad, ek moet net gaan kyk, dalk het hy by die gebou langs aan. Ons moet ophou plannetjies maak. En julle ken die gevoel, as jy nou besluit die dag om te vas en te bid, en jy wag op die Here, en jy bid daai eerste uur, en dis lekker, en die teenwoordigheid is daar, en die worship musiek is aan, en dan hier by die tweede uur, dan begin jy dink aan môre se afsprake, en jy begin dink, maar wat het ons nodig vir die kos vanaand? En ewe skielik is jy in 'n gesprek met die Here en dis jy en dis minsmyt en ek moet nog gaan mins koop en dan as jy weer terug by die Here, ons moet ophou plannetjies maak en ons moet aanhou bid. Ons moet aanhou met die Here praat.
Aanhou om hom te vertrou. Sien, ons kan so vinnig ons probleme oplos deur ander probleme te maak. En in my voorbereiding het ek regtig gevoel hoe die Here vir my sê, en ek weet nie vir wie dit is nie, maar deur om 'n lening te maak is nie 'n opsie nie, dis net nog 'n probleem. Want is gewoonlik deel van die plannetjies wat ons maak. Ag, ek het geld nodig en die bank het genoeg, so ek gaan kry sommer by hulle. Hou aan bid. Die Here se tyd is perfek. En hy gaan op die regte tyd vir jou deurkom. Ons wil graag ons eie probleme oplos en dan wanneer alles skeefloop, dan bid ons. Dan sluit ons die hemele oop en ons sluit die aarde oop. En dit moet nou reën, want nou het ons dit dringend nodig. Want ek het my eie plannetjies gemaak, in steede daarvan om net aan te hou bid. Filippense 4 vers 6 tot 7. En as jy sukkel om oor 'n saak te bid, skryf hierdie vers op jou hand neer. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, moet oor niks bekommerd wees nie. Nou ek weet nie van julle nie, man, daar voor daai komma agter nie, is daar nie 'n behalwe nie. Hy sê nie moet oor niks bekommerd wees behalwe as dit 'n saak van gesondheid is nie. Hy sê nie moet oor niks bekommerd wees behalwe as dit jou finansies gaan aanraak nie. Of moet oor niks bekommerd wees behalwe as dit nogal naby aan die huis is nie. Niks beteken niks. Nou, ek het 'n baie eenvoudige gedagtepatroon. Ek is 'n eenvoudige denker. So as die woord sê moet oor niks bekommerd wees nie, dan wil ek myself op die rug slaan elke keer as ek stres oor iets. En dis nie wat jy moet doen nie. Stres en vrees is 'n normale ding wat jou pad langs gaan kom. Wat jy daarmee doen, is wat die verskil maak. Want gee ek in op die vrees, dan het ek dit klaar verkeerd hanteer. Laat ek my gedagtes toe om te hardloop na alles wat kan verkeerd gaan, dan het ek klaar verkeerd opgetree. Maar wanneer daai vrees, wanneer daai stres jou pad langs kom, gaan na die Here toe. Praat met hom. Dit sê verder, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. En God se vrede, wat meer is as wat 'n mens kan dink, sal julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Dan sien wanneer ek met die Here begin praat, wanneer ek hom begin met my hele hart vertrou, dan gebeur daar 'n wonderlike ding. En jy kan dit nie vir iemand beskryf nie. Jy kan nie iemand anders dit verstaan nie, want dit is iets wat jy self moet beleef. Dit is daai vrede van die Here. Ander vertaling sê vrede wat jou verstand te bowe gaan. Jy kan nie dit uitdink as jy dit nie beleef het nie. Wanneer ek die Here met alles vertrou, dan kom daai vrede oor jou. En maak nie saak wat gebeur nie. Dit gaan jou nie skud nie. Dit gaan jou nie omkrap nie. Want ek weet wie is in beheer. Ek weet wie is die een wat die laaste sê oor hierdie situasie het. Want ek het gebid en ek het hom gedank. Nie vir wat ek wil hê nie, maar dat ek weet dit wat hy wil hê is die beste. En dit sal jou hart en jou gedagtes bewaar, beskerm. Ek het
ek het so deur 'n ding gegaan. Ek was ek wil nie sê 'n roekelose bestuurder nie, maar dalk is dit nou maar so. 'n Onoplettende bestuurder in my jonger dae. Nie dat ek vreeslik oud is nie, maar nou ja. So die pastoor vir wie ek gewerk het, ek kon bestuur, maar ek mag nog nie bestuur het nie, as julle verstaan wat ek sê. Maar kon. En hy stuur my toe die een dag, hy het ook geweet ek mag nie bestuur nie, so ek is nie alleen verkeerd nie. En hy stuur my die een dag met sy Mahindra Scorpio, om pastytjies te gaan optel. En nou ry ek, en ek kan nie onthou wat gebeur nie, my foon val van die sitplek af, en ek gaan af, om hom op te tel, en toe ek opkom, toe kyk ek in die kant van die trok vas, en ek jaag met sy kar, binne in die trok vas, onmiddellik afgeskryf. Nou, dit was die ongemaklikste oproep van my lewe na dit. Want hoe verduidelik jy dit? En na baie tyd verby gegaan, en gelukkig is hy 'n pastoor gewees, want hy het dit met baie genade en geduld hanteer. Maar in elk geval, lang storie kort, ons het toe nou die ooreenkoms gemaak dat omdat dit albei van ons se skuld was, sal hy helfte van die kar van die geld wat oor is op die kar afbetaal en ek die ander helfte. Maar nou hier's waar die gedagtes begin. Want nou skielik, ek dink ek het om en by R8.000 'n maand verdien toe. Skielik gaan R3.000 'n maand van dit vir die kar. Want ek het aangejaag is, maar wat moet gebeur? En julle ken daai gevoel as jy's moeg man. Jy wil gaan slaap, maar as jou kop daai kussing tref, dan alwaaraan jy dink is, hoe gaan hierdie som klop? En jy begin dink, wat is ek wonder hoeveel gaan ek vir my TV kry? En as ek hierdie bank verkoop, ek dink ek sal R200 kry vir hom. Ken julle daai? Jou gedagtes hardloop in 'n klomp rigtings. Alles. Ek het tot gedink, dalk moet ek hitchhike terug Touty toe. Wanneer ek op die Here vertrou, en ek bid oor alles, en ek dank hom vir sy wil, dan sê hy, ek beskerm jou hart en jou gedagtes. As jou gedagtes hardloop in 'n klomp verskillende rigtings, leer weer om te wag op die Here. Leer om hom te vertrou, leer hoe om te bid oor alles, want hy gaan jou gedagtes en jou hart beskerm. Ek wil afsluit hiermee. Ek wil vra dat jy jou oë toemaak en net jou hart oopmaak vir die Here in hierdie oggend. Daar's situasies in elkeen van ons se lewe waar ons die Here nodig het. Situasies waar jy besef geen mens, geen instansie, geen besigheid, geen organisasie gaan hierdie ding vir my kan oplos nie. Daar's goed wat geld nie kan koop nie. Ek het die Here nodig. En vanoggend wil ek met elkeen van julle, met julle harte, met julle gees mens praat. En ek wil vir julle vra, wil julle nie opnuut leer oor hoe om op die Here te wag nie? Kan ons nie met 'n nuwe hart en met 'n nuwe gees voor die Here kom en sê, Here, ons is hier en ons wag op U. Ons vertrou U vir vooruitgang, ons vertrou U vir voorsiening, ons vertrou U om vir ons deur te kom. Here, ons wag op U. En Here, dankie vir U liefde en U genade. Here, spesiaal dankie vir U genade, liewe Heer, want soms raak ons ongeduldig en ons maak ons eie planne en ons bring onsself so diep in die moeilikheid.
Maar Here, dankie dat U genade vir ons genoeg is. Here, dankie dat U genade so groot is, Here, dat ons weet dat U ons die krag gaan gee, Here. U gaan ons help tot uit daai situasies uit wat ons self veroorsaak het. Here, ons wil vanoggend ons harte opnuut voor U kom lê en sê, Here, ons wil wag op U, liewe Heer. Want Here, U wil is perfek en ver beter as wat ons kan dink of droom of glo. Here, dankie dat U die regte mense oor ons pad sal stuur om saam met ons te wag, Here. Here, ons wil bid en vra, Here, dat U ons sensitief sal maak vir U Heilige Gees, sodat wanneer iemand anders te wag, liewe Heer, ons vir hulle goeie vriende kan wees in daai tyd, wat saam met hulle wag. Soos wat ons vertrou, Here, dat U die regte vriende en die regte mense vir ons sal stuur, om saam met ons te wag. Here, kan U ons asseblief help om die gewoonte in ons persoonlike lewens te skep, die gewoonte om weer op U te wag. Here, mag ons onthou, herinner ons, Here, aan U grootheid en U goedheid en aan die wonderwerke, Here, wat U gedoen het. Sodat ons nie sal vergeet nie, liewe Heer, sodat ons sal weet dat U is by magte om ons te red, Here. U is by magte om die situasie in 'n oomblik om te draai, so daarom hou ons aan wag op U, Here. Herinner ons aan U grootheid en aan U goedheid. Ons loof U en ons prys U in hierdie oggend, Here. Dankie vir U liefde en genade. Amen en amen.